Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle vanoggend in die kerk. Dit is baie lekker om elkeen van julle hier te sien. En in hierdie kant klomp mense hier, vir al die jonger garde, welkom hierso. So lekker om julle almal te sien, die kinders ook. Lekker om terug te wees in die begin van 'n nuwe jaar. En mag dit regtig sommer 'n mooi jaar wees vir elkeen van julle, vir elkeen van ons, vir elke gesin, maar ook vir Onderrivier gemeente. En as jy volgens van 'n ander gemeente is en jy kuier hierso, mag dit vir jou gemeente ook 'n geseënde jaar wees en dat die koninkryk van die Here sal uitbrei in hierdie jaar. Vriende, ek wil sommer direk sê dat vanoggend na kerk is daar heerlike koffie en tee. Ons begin weer vanoggend, daar's weer koffie en tee. Ons laas eksamen nie wel, hulle maak heerlik gekuier. Daar was baie mense en dit was so lekker. Ons nooi vir julle uit koffie en tee in die maalruimte na die tyd. En die goeie nuus is vir die kinders is dat ek het net nou 'n boodskapie gekry wat sê daar's na die erediens 'n roomhuis vir elke kind wat soet was. 'n Roomhuis vir elkeen wat soet was. So julle moet dit onthou, na kerk kry julle roomhuise. Goed, dan is ons so vandag ook lekker. Ons begin met die rooi trein vandag. So ons gaan net nou die rooi trein maatjies vorentoe roep. En na dit gaan julle weer na hulle klassies toe. Al die leiers is gereed. As julle op die hartklop kyk agter, sal julle al die leiers sien van die jeug vir hierdie jaar. En ons begin vanoggend ook daarmee en vanaand begin Tentrix. So ons sal sommer elke jong mens ook uitnooi om in te skakel hierdie jaar daarbey. Vanaand in dieselfde tyd wat Tentrix is 6:00, het ons 'n toewydingsaand hierso. Vriende, ek weet ons hou nie aanddienste nie. Ons het 'n diensie aand voor Kersfees en ons het 'n diens in Paastyd en ons het 'n oujaarsdiens. Maar die 4de enetjie wat ons in 'n jaar hou is ons hou 'n een Sondag aanddiens in 'n jaar en dis op hierdie aand om te sê kom ons word net stil voor die Here. Kom ons kom draai hierdie jaar op aan die Here. So ek wil vir elkeen van julle uitnooi vanaand. Dis 'n voorlesing en musiek en stilte aand. Ons lees uit die psalms uit. Ons tema vanaand is gesprekke met God. Die psalms is gesprekke wat oor jare opgeteken is van mense wat met die Here gepraat het. Vanaand lees ons hierdie gesprekke en in hierdie gesprekke hoor ons ons eie gebede vir die Here. Kom vanaand van 6 tot 7. Kom kuier saam met ons. Dan ons het 'n lekker groot 'n nuwe intrekker aand op die 27ste. So 27 Januarie, al die nuwe intrekkers wat hier is. Ons nooi vir julle uit in die maalruimte. Ons wil graag saam met julle tee drink, vir julle 'n bietjie meer vertel van die gemeente en alles. As jy nie in die gemeente is en laas jaar as gevolg van die geweldige reën moes ons die nuwe intrekker aand afstel in die laaste nuwe intrekker aand. Soos jy daar sou wees en dis toe afgestel, kom ook op die 27ste kom kuier saam. En as die Here weer vir ons baie reën gee en ons moet dit weer afstel, ons dit ook goed. Ons is so dankbaar ook vir die reën, veral in hierdie tyd. Dan het ons 'n groot bazaar op die 21ste Maart en Anton het laasweek ook vir julle vertel daarvan. Op die 26ste Januarie, dis 'n maandag aand, is ons eerste vergadering wat ons alles gaan beplan en aan mekaar sit en alles. En as jy wil op enige manier dan voel jy wil help, reël of jy wil betrokke wees daarbey, kom gerus, kom help beplan. Ons benodig nog hier en daar leiers vir stalletjies, ons kort vrywilligers by al die stalletjies. So kom meld aan op die 26ste Januarie, groot asseblief. Vriende, en dan Oom Dirk sit daar agter. Oom Dirk steek bietjie op oom se hand. Oom Dirk is 'n legende hierso. Hy is die ou wat so in onder is die wêreld plat stap, 86 jaar oud en hy stap die wêreld plat. Oom Dirk se vrou is gister begrawe. Hy trek môre Gansbaai toe. Oom, dis vir ons 'n groot verlies, maar baie seën vir oom. Ons weet oom gaan Gansbaai plat loop en ons gaan beslis by oom kom kuier ook daar in Gansbaai, maar mag dit sommer geseënd wees ook daar. Vriende, as ons vanoggend hier saam is en ons steek hierdie kersie aan, dan wil ons sommer net vir mekaar herinner dat die Here by ons is en vanoggend in besonder by oom Hector Dreyer wat in die hospitaal is met 'n baie erge longinfeksie. En as ons die kersie aansteek, hier's nogal 3 vlammetjies, Vader, Seun, Heilige Gees. Dan sê ons volgens vir mekaar dat die drie enige God is teenwoordig hier by ons, maar hy's ook by hom Hector in die hospitaal, hy's in elke ouetehuis vanoggend. Hy het nie vanoggend God kom nie kerk toe en dan los hy die ander plekke bietjie alleen vir 'n rukkie nie. Hy's oral in sy groot almag. En ook hier by ons. En sal dit nie wonderlik wees as ons elkeen vanoggend, ons kan al die ander goed mis, maar as ons net sal raak sien en raak hoor dat die Here self
hier by ons is. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die voorreg om hier saam te wees. En hierdie 3 klein ou vlammetjies vanoggend herinner vir ons dat die drie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, hier by ons is, in ons is, saam met ons is, bo ons is, agter ons is. Maar nie net vanoggend hier nie, is nie net die God van kerkgeboue en van tempels en sinagoges nie, en van katedrale, maar is die God wat teenwoordig is vanoggend ook, waar elke mens is. Daar's nie 'n plekkie op hierdie aarde waar U nie teenwoordig is nie. Daar's nie 'n kamertjie waar U nie vanoggend is nie. Daar's nie 'n ouetehuis of 'n hospitaal of 'n intensiewe eenheid waar U nie is nie. En vanoggend wil ons net sê dankie vir U teenwoordigheid waar ons vandag ook hier saam is. Ons vra seën ons Here, gee dat elke lied wat ons sing, 'n loflied, 'n aanbiddingslied uit ons harte sal wees. Dat ons nie sal sing en dit net sal verbykry nie, maar Here, dat ons sal sing omdat ons vir U so lief is. En omdat dit vir ons so lekker is om dit vir U te doen. En as ons na die woord luister, Here, dat U deur die Bybel met ons sal praat, dat ons nie net sal luister en sê dis 'n mooi boodskapie nie, maar dat ons vanoggend sal sê die Here praat met my. Ek hoor die Here. Here, seën alles wat ons hier doen in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers terwyl die rooi trein maatjies na vorentoe kom en ons kom sit lekker hier voor. Kom ons dien die Here en luister na die lied. Jy's geseën om te seën, jy het gekry om te gee, jy leef om jouself vir ander te gee, jy's geroep om te kom en gestuur om te gaan, jy is geseën om te seën, vol van ontferming, vol liefde, vol troos, buk die Heer van die heelal oor jou, en sy geur bly hang, sprekend soos 'n wierookvol om jou. Jy's geseën om te seën, jy het gekry om te gee, jy leef om jouself as 'n offer te gee, jy's geroep om te kom en gestuur om te gaan, jy geseën om te seën. So broos en so breekbaar, so alledaags dra jy die kennis van God, soos 'n skat in jou erdekruik lewe, van elke dag klei, leef die gees van 'n multimagnaat, wat jou seën om te seën, jou laat kry om te gee, jy leef om soos Jesus jou lewe te gee, mag hy oor jou skyn, mag jy werk in sy lig, mag jy rus in die glans van sy sagte gesig, begenadigd, begunstigd, geseën, geroep en gestuur. Om te seën en te seën en te seën. Ja, dankie vir ons dienswerkers wat die dankoffers opneem en dankie vir elkeen se bydrae om hierdie gemeente te ondersteun sodat ons die werk kan doen wat ons glo die Here ons voorroep. Nou ja, maatjies, baie welkom vir julle. Ek wil hê julle moet hier na my kant toe kyk. Wie van julle, ek soek die seun wat hier is met die grootste hande. En ek soek die meisie met die grootste hande. Wie van julle, steek julle hampie al, kyk wie het groot hande. Wie? Daar's lekker groot hande. Ons kyk gou hierso. Jy die grootste, dit sy die grootste hande. As jou maatjie sê jy die grootste hande, kom staan jy so by my, hierso so, en kom ons vat, waar is hy man met die groot hande? Is dit jy gewees, ek sien? Langs jou, net gou sien. Jesus, maar jy het reuse hande, hoor. Goed, kom staan hierso by my.
Ek wil hê julle twee moet gaan. Ek het 'n emmer water hierso. Hierso is omtrent so 10 liter water in. Ek wil hê julle moet elkeen soveel water soos jy kan vat, moet jy daar skep en hier ingooi. Kyk hoeveel water kan jy in jou hande vat en dan vat jy dit daar en jy gooi dit hier in. Oeps. Kyk. Ja, julle het lekker groot, sal julle twee vir ons, as die ander na die rooi trein toe gaan aanhou, dan maak julle net vir ons, sit julle vir ons al die water hier in, sal julle dit doen? Hoe lank dink julle gaan dit julle vat? So 'n dag, het gaan lank vat, dankie julle kan sit. Ne? Het julle gesien, hulle skep water in hulle hande, en soos wat hulle skep, val dit uit, maar hulle kry net so 'n bietjie water geskep, daar's net 10 liter, en hulle kon met hulle hande net so 'n bietjie van daai water gevat het. Nou kom ek wys julle 'n prentjie daarso, né? Kyk gou daarso by die rooi trein prentjie. Wat 'n strand is daai? Wie weet, wat 'n strand is die? Kyk gou daarso op die skerm. Ja? Nee, is nie by Kaapstad nie. Ja, hier by ons. Dis ons strandjie by Onrus. Wys ons die volgende prentjie, né? Kyk daarso. Nou as jy daai volgende prentjie so kyk, dis hoe die wêreld lyk, né? Dis 'n wêreldkaart. As jy wêreldkaart kyk, dan is 2/3 van die hele aardbol is net water. So baie water is daar. Ons het 10 liter water vandag hier, so maar 2/3, alles wat blou is daar op die aarde, né, is water. Nou kyk op die volgende skyfie, né? Daar staan 'n getal daarop. Weet julle wat, ek lees hierdie week dat as jy so 'n emmer vat, né? En ons vat 'n emmer en ons vat 10 rugbyvelde. Julle weet hoe groot is die rugbyveld. Ons vat 10 rugbyvelde en sit dit langs mekaar en ons sit dit ook so die kant toe langs mekaar en ons sit dit bo op mekaar. 10 rugbyvelde so en so. En ons sê dis 1 emmer. En ons sal daai emmer vol water maak. Dan sê die slim mense, dan gaan ons 1380 miljoen emmers volmaak. Kan julle dit dink, né? So baie water is daar op die aarde. 1,3 miljard kubieke kilometer water op die aarde. En weet jy wat sê die Bybel? Kyk op die laaste skyfie. Nou sê die Bybel vir ons in Jesaja 40, dan staan daar, wie kan die waters van hierdie aarde in die holte van sy hand hou? Dan sê die Bybel vir ons, net die Here kan dit doen. Hy hou al die water van die aarde, hou hy so in sy hand. Ons hou maar so bietjie water, ons vat net so bietjie water, is al wat ons kan dra. Die Bybel sê dat die Here hou hierdie 1380 miljoen kubieke kilometer water, hou hy in sy hand. Dis hoe groot die Here is. En so in die begin van 'n nuwe jaar, ek weet nie van julle nie, ek raak nogal bietjie bang. Ek was gisterand so bang vir vanoggend. Ek raak baie keer regtig bietjie bang. En dan moet ek vir myself weer sê, maar dis hoe groot die Here is. Ek hoef nie bang te wees as die Here by my is nie. Ons God is so groot en so sterk en so magtig. Ons hoef nie bang te wees vir iets wat by die skool gaan gebeur of iets wat by die huis gaan gebeur nie. Ons kan net vashou aan die Here. Kom ons staan en ons sing daai liedjie en ons die klank lekker hard sing en ons sê hierdie woorde. Daar is geen ander God Ja, speel wat groter is as ons Here Verstaan nie. julle? Kom ons sê dit vir mekaar. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge bekai, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge bekai, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie
Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U so groot is dat daar niks is wat U nie kan doen nie. Dat U hierdie baie water van die aarde en al die mense op die aarde en alles in die hand vashou. Here, en nou weet ons vandag, ons is veilig as U aan ons kant is. Ons sal nie bang wees nie, U is by ons in Jesus se naam. Amen. As julle kan na julle klas toe gaan, Anton kry julle daarso. Vriende, wat 'n voorreg om 'n kerk te hê met jong mense, met kinders en mag dit ook vir hulle geseënd wees in hierdie jaar. So lekker om hulle te sien vanoggend. Ek lees julle uit Psalm 134. Kom prys die Here, julle almal wat hom dien, julle wat in die nag in die tempel van die Here staan. Hef julle hande in die gebed op na die heiligdom en prys die Here. En dan sê vers 3, mag die Here terwyl jy hom prys, jou seën uit Sion uit. Hy wat die hemel en aarde gemaak het. Kom ons staan en ons sing hierdie lied en ons sing 3 lofliedere terwyl ons die Here som net groot maak omdat hy die God is wat alles geskep het en in stand hou vir groot mense en vir kinders vashou in die jaar 2026.
Baie dankie, sit gerus. Vriende, ons praat in die kerk baie van die feit dat Christus ons kom vrymaak het. En dan sê ons vir mekaar, hy het ons vrygemaak van die sonde en vrygemaak van die wet. En dat ons so baie maklik eintlik kan begin dink dat mens kan eintlik nou enige iets doen, want die Here het ons mos nou vrygemaak. Ons mos nou nie meer verpligtinge op kinders van die Here nie, ons is net vry. Paulus skryf op 'n stadium en hy sê, moenie julle vryheid misbruik om sonde te doen nie. Weet julle, Petrus skryf, en Petrus was die disipel wat baie naby aan Jesus geleef het, en hy het sy lewe vir die Here gegee, hy het onderste bo gesterf aan 'n kruis, en as hy sy briefie skryf vir die gemeente, dan sê hy vir hulle, die Here se standaard vir julle is presies dieselfde as wat dit nog altyd was. En hy skryf vir sy gemeentetjie en hy sê, soos wat in Levitikus staan, wees heilig, want ek, die Here, is heilig. Vriende, God verander nie sy standaarde in die jaar 2026 nie. Sy standaard oor alle tye bly dieselfde. En hy vra vir ons elkeen, vir my persoonlik, vir jou, vir ons gesin, vir ons gemeente, vra hy, julle moet heilig leef, in alle opsigte heilig leef. En dis sy standaard vir die jaar 2026, julle moet heilig wees. Ons kan nie in mekaar se harte kyk nie, maar ek weet van my eie onheiligheid, ek weet van my eie sonde, ek weet van my eie mislukkings, van al die kere in my lewe, so baie kere, wat ek nie was en is soos wat die Here wil hê, ek moet wees nie. As jy vanoggend ook hier voor die Here sit en sê, Here, as u standaard heiligheid is, dan kom ek so ver tekort. Dan nooi ek vir jou om saam met ons hierdie mooi lied te sing, waar ons net so sit en sê, ek staan skuldig voor u, Heer. En hierdie refrein sê, o Heer, vergewe my.
En die Bybel sê elkeen wat dit vir die Here vra, die Here doen dit. Hy vergewe. Hy kyk na ons hart, hy kyk hoe opreg is dit en hy vergewe. Kom ons bly so sit. Dawid skryf in Psalm 51 na sy sonde met Batseba, dan skryf hy die ongelooflike gedeelte en hy sê, Here, laat ek weer hierdie reinheid en hierdie skoonheid beleef, hierdie vrede met U beleef, wat ek op 'n stadium beleef het. So 10.000 kilometer van hier af, net buite Jerusalem, is daar 'n kruis geplant, want Jesus Christus het kom sterf aan 'n kruis, hy het sy lewe kom gee, vir my, vir jou, vir ons kinders, ons kleinkinders, ons ouers se sondes. Hy het sy lewe kom gee vir die sondes van die hele wêreld. Hy het kom sterf vir elkeen wat bereid is om dit te aanvaar. Vriende, en daar's geen groter liefde as sy liefde nie. En daarom hierdie liedjie terwyl ons so sit, sê, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene.
En die nuwe jaar lê voor ons en hierdie prentjie is my so mooi. Dit is 'n stukkie van die pad wat ons kan sien, maar daar's 'n groot deel van die pad wat ons nie kan sien nie. Ons weet nie hoe lyk 2026 nie. Ons weet nie altyd wat wag vir ons nie. Partykeer is dit goed dat ons nie weet nie. Maar met die laaste lied sê ons dit wat die disippels daai aand in die bootjie geleer het, toe die storm op die see was en hulle so bang geword het, moes hulle hierdie les leer. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook vir jou getrou bewaar. Terwyl hulle sit in aanbidding, sluit af met hierdie lied. Met hierdie mooi lied in ons hart, kom ons maak die oë toe. Here, dis vir ons so lekker om te weet dat ons kan stil wees en vertrou, want U is die Here. Here, partykeer word ons bang vir 'n jaar wat voorlê. Ons weet daar gaan op elkeen van ons se pad groot uitdagings kom. Ons weet nie of dit maklik of moeilike tye gaan wees nie, maar ons weet daar's uitdagings. Ook in ons dorp, in ons land. Here, en ons sal vandag net hierdie boodskap onthou dat ons op U kan vertrou. Dis U wat die waters in die holte van U hand vashou. Here, dis U wat vir die hele skepping sorg. Dis U wat al vir biljoene jare sorg vir U skepping. Selfs voor dit wat ons van weet, was U daar en het U gesorg. Here, en U sal nie ophou sorg vir U skepping nie. En vandag wil ons weer onthou dat U lief is vir alles wat U gemaak het. U is nog meer lief vir hierdie mooi aarde as wat ons kan lief wees vir die aarde. U is baie liewer vir die mense wat hier langs ons sit as wat ons ooit kan wees. U is baie liewer vir ons as wat ons vir onsself kan wees. Ons kan maar net saam met hierdie lied sê, Here, ons staan verstom oor die liefde van Jesus van Nasaret, wat in ons plek kom sterf, wat U lewe gee sodat ons kan leef, sodat ons kan vry wees, verlos word van die aakligste sondes, van alles wat ons ooit verkeerd gedoen het. En dat ons kan vry wees in 'n jaar ingaan as vry mense, wanneer U vir ons vergifnis gee. Ons vra, Here, dat U nou as ons uit die woord lees met ons sal praat, en dat ons elkeen sal ondervind hoe die Heilige Gees nie net nou met ons praat nie, maar ook in hierdie week wat kom,
hoe dat U dit wat ons hier lees en praat, ook kom vassit in ons lewens. Kom seën vir ons, Here, vanoggend ook uit U woord. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan saam lees uit is 'n baie klein gedeelte. Ek wens eintlik julle almal het Bybels hier gehad dat julle eintlik kan sien hoe snaakse gedeeltetjie is hierdie wat ons lees vanoggend. Maar ons lees vanoggend uit 1 Kronieke hoofstuk 4. Dis 'n baie klein gedeeltetjie, 1 Kronieke 4 vers 9 tot 10. En nou sal wees direk dink, maar hoekom lees die dominee so 'n klein stukkie? Hoekom lees hy nie die res nie? Dit is al wat daar is net hierdie klein stukkie. Ek sal nou vir julle vertel hoe pas hierdie stukkie in, maar hierdie hele verhaaltjie bestaan net uit 2 verse. Kom ons lees hierdie verhaaltjie van 2 verse. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort U seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder U beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. As jy na die 2020 vertaling kyk, dan lyk die gebed van Jabes so, Jabes het die God van Israel aangeroep, as U my tog maar net sal seën, my grondgebied sal vergroot, en as U hand by my sal wees, weerhou onheil van my, sodat ek nie smart ervaar nie. God het toe laat gebeur wat Jabes gevra het. Daar staan, as U hand by my sal wees. En dan die mooiste van hierdie hele verhaaltjie van 2 verse is die laaste versie wat sê, God het dit laat gebeur. So kort gebedjie, 2 versies in die Bybel, en dan kom maar net hierdie sinnetjie in die einde wat sê, God het dit laat gebeur. Vriende, ons kyk vanoggend na hierdie verhaal van Jabes, en ons tema vanoggend is, seën my, dit is ons tema vir vanoggend se diens. Vriende, ons sing baie oor die seën van die Here. Ek dink nou maar net aan 'n liedjie wat ons vanoggend gesing het, strome van seën van bo, dit het die liefde beloof. Ons sing 'n ander liedjie wat sê, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, tel jou seëninge. As iemand iets doen of ons stuur iemand uit, dan sing ons vir hulle die ou Psalm 134 en ons sê, laat Heer U seën op hul daal, sing ons daai lied. As ons by die skool vir 'n maatjie sing, as jy is veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Aan die einde van elke diens en onder 'n vuur sing ons daai seënbede wat ons mekaar sê, die Here seën en beskerm jou. Ons praat en sing baie oor die seën. As ons die Bybel lees, dan sien ons hoe dat in die Bybel is daar byvoorbeeld 'n hele gedeelte oor die priesterlike seën. Selfs in die Ou Testament was dit so belangrik, Numeri 6, hierdie seën van die Here vir die volk wat deur die priester uitgespreek is. Ons lees 'n baie mooi verhaal in die Ou Testament hoe dat iemand soos Jakob byvoorbeeld 'n hele nag met die Here gestoei het en eintlik gesê het, Here, ek sal U nie los voordat U my seën nie. Here, ek wil hê U moet my seën. Ek gaan U nie los nie. Ek wil hê U moet my seën. Paulus begin elkeen van sy briefies wat hy skryf, begin hy met 'n seëngroet in die begin en 'n seëngroet aan die einde, om eintlik te sê die Here sal by julle wees, dis hoe ek julle seën. In die algemene omgangstaal as ons mekaar praat, dan praat ons eintlik so baie van die seën, hè? Nou onlangs geseënde Kersfees. Weet nie altyd wat dit beteken nie, maar ons sê dit, né? Geseënde Kersfees. Miskien sê ons daarmee mag dit 'n mooi dag wees. Ek weet nie, maar ons sê dit is 'n uitdrukking. Ons hoor baie keer dat mense sê en ons sê dit ook baie en ons sê dit by die gemeente baie. Ons sê dit in ons vergaderings baie. Dan sê ons, "Sjoe, ons is geseënd." Vriende, hierdie gemeente is geseënd. Ons as gesin is geseënd. En dis iets wat ons baie keer sê. Baie keer sal iemand na 'n erediens sal hulle sê, dit was nou 'n geseënde diens. Ons gebruik hierdie woord na 'n kamp. Mense gaan op 'n kamp en hulle kom terug of na 'n vakansie en sê, "Sjoe, dit was 'n geseënde vakansie." Wat bedoel ons as ons so praat van seën? Wat beteken dit? Wat beteken dit om geseënd te wees? Miskien 'n baie praktiese vraag, as hier 'n dubbelverdieping huis sou wees en langsom is 'n shack, is die mense in die dubbelverdieping huis meer geseënd as die mense in die shack? Het seën iets te doen met hoe groot is my huis of hoe klein is my huis? Dis van die vrae wat 'n mens oor moet dink as jy praat van seën. Is die kind wat 5 onderskeidings gekry het in die matriekeksamen meer geseënd as die ou wat 1 onderskeiding gehad het?
Is dit wat seëninge is, dat ek meer of minder onderskeidings kry? Is 'n goeie vraag wat 'n mens moet antwoord. Nou, ons sou vir mekaar kon sê dat seën is eintlik in ons tyd oral beskikbaar. Ek dink dit een skuifie dalk te ver gaan, maak nie saak nie. As ons hier in die dorp ry en ons ry op en ons stop daar by die robot, dan staan daar iemand met 'n bord en hy sê enige iets bydra of wat ook al, ondersteun my of gee vir my iets of wat ook al, en dan staan daar so God bless you, of die Here seën jou. Dis is asof dit lyk asof dat seën is dalk beskikbaar as ek dit of dit doen. In 'n sekere sin, as ek dit sien, dan wonder ek altyd, beteken dit dat as ek nie ietsie sou bydra nie, seën die Here my nie? Is dit hoe seën werk? Is seën beskikbaar op so 'n manier dat as ek dit doen, word ek geseën, as ek dit nie doen nie, word ek nie geseën nie? Die afgelope klomp jare was daar 'n verskriklike groei in kerke wat vir mense seën beloof. Ons praat ook baie van die prosperity teaching. Baie kerke het gegaan en hulle het eintlik die seën gaan verbind met welvaart en gesê, kom na ons kerk toe, die Here seën ons. Ons gaan vir jou welvaart gee, daar's welvaart beskikbaar vir jou. Jy gaan goed afwees as jy hiernatoe kom. Die Engelse woord is nog erger. Baie keer is seën is so trappie, maar as jy daarom nou op 'n next level, maar dan praat ek ook nou 'n ander taal. As jy nou die volgende trappie toe wil gaan, dan die Here nie geseën nie, hy het jou gebless. Dis dan 'n bietjie iets meer as seën. Vriende, dit is die wêreld waarin ons leef, is die wêreld waar van seën en van bless. En baie keer moet mens vra, maar wat beteken dit? Hoe lyk iemand wat geseënd is? 'n Klompie jare gelede het die gebed van Jabes uitgekom. Dis asof die wêreld skielik ontdek het dat daar 'n gebed van Jabes is. Dis amper asof vir 'n klomp jare het niemand kennis geneem van hierdie gebed nie. En toe hierso met die draai van die millennium omtrent, toe sit asof hierdie klein 2 versies in die Bybel ontdek word en hier kom so opbloei. En skielik is gebed van Jabes hierdie wonderlike ding wat almal moet lees en moet doen. In 1 Kronieke 4. Dis maar 'n kort gebedjie. As ons dit lees, dan sien ons is 'n kort gebedjie. En hierdie gebedjie staan eintlik tussen 'n klomp geslagregisters. Dis wat dit so interessant maak. Dis klomp geslagregisters, boring goeters. As jy nie regtig die Bybel se geskiedenis wil bestudeer nie, dan is 'n geslagregister baie boring. En op die einde hier tussen al hierdie vervelige geslagregisters staan hierdie 2 versies geskryf. En hier ontdek die wêreld skielik hierdie 2 versies tussen die geslagregisters, die gebed van Jabes. En al wat Jabes doen is, hy vra eintlik vir die Here 4 dinge. Hy sê, Here, as U my sal seën, as U my grondgebied sal uitbrei, as U my sal beskerm, en as U smart sal weghou van my. Dis die 4 goed wat hy noem. Hy sê eintlik as dit gebeur, maar hy sê nooit wat sal gebeur as dit gebeur nie. Dis asof hy sy sinnetjie nie klaar gemaak het nie. Here, as U hierdie goed doen, punt, hier stop dit. Lyk asof jy 'n stukkie weg is. Jy sou graag wil gehoor het wat het Jabes vir die Here beloof, maar dit staan nie daar nie. Nou hierdie gebed van Jabes het oor die jare het hy 'n topverkoper geword. 'n Klomp jare gelede het elke persoon begin om hierdie gebed van Jabes te bemark. Het boekies verskyn. Bruce Wilkinson se boekie was een van die eerstes oor die gebed van Jabes. En hierdie boekies was topverkopers. Binne 'n paar dae 4 miljoen boekies in Amerika verkoop. Suid-Afrika duisende boeke verkoop. Want skielik is daar hierdie boekie en hierdie ontdekking van hier's hierdie gebedjie in die Bybel en as jy hierdie gebed bid, dan gaan daar wonderlike dinge met jou gebeur. Dink net as jy in die begin van die nuwe jaar dit bid, wat gaan alles gebeur? En so het Jabes uitgekom as 'n boekie, die gebed van Jabes, en daar was 'n gebed van Jabes, en dan was daar 'n gebed van Jabes vir vroue, gebed van Jabes vir kinders, gebed van Jabes joernaal, gebed van Jabes 'n toewyding, 'n devotional, gebed van Jabes Bybelstudie. Daar word vandag gepraat van die Jabes fenomeen. Daar word gepraat dat daar eintlik so 'n fenomeen is wat die wêreld getref het, amper so golf van die gebed van Jabes. Hier's die wenresep om van die Here te kry wat jy van die Here wil vra. Daar was selfs 'n Jabes necklace gewees, 'n hangertjie wat jy kon gedra het saam met jou met die gebed van Jabes op. Vriende, en so het baie Christene begin dink dat die gebed van Jabes eintlik tipe van 'n towerformule is. As ons hierdie gebedjie vat en ons bid dit, gaan daar groot goeders met ons gebeur.
As 'n gemeente elke Sondag die gebed van Jabes bid, dan gaan die dinge in die gemeente regloop. Dis hierdie towerformule vir alles. Iemand skryf in een van die boekies oor Jabes sê hulle, ek wil jou leer hoe om 'n waagmoedige gebed te bid wat God altyd verhoor. Hy noem in die boek dat duisende gelowiges wat hierdie gebed daagliks bid, gereeld wonderwerke sien gebeur. Jy moet net die woorde van Jabes se gebed elke dag presies nasê, dan sal jy sien watter positiewe gevolge dit vir jou inhou. Jabes se gebed is die bloudruk vir 'n geseënde lewe, want Jabes het die regte formule gevind om God se seën te kry. So staan dit in een van die boekies geskryf, né? Hier's die wenresep. Dis hoe jy bid en dan kry jy wat jy gevra het. Vriende, maar wat is hierdie verhaaltjie van Jabes? Jabes se verhaaltjie is eintlik net een versie lank. Al wat ons van Jabes weet is dit wat op die bord staan. Daar staan Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Daar staan nie hoekom nie. Daar staan hy om een of ander rede is hy belangriker as hulle gewees, of om een of ander rede was die Here vir hom beter, of om een of ander rede was hy sy ma se gunsteling, ons weet nie. Hy het voorrang bo sy broers geniet. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Dis sy storie, dis wat ons van Jabes weet, né? En wat in hierdie gedeelte staan is dat hier word 'n klein babietjie gebore. En hierdie babietjie kry die naam Jabes, want die woord Jabes klink soos smart. Sy ma sê eintlik dat hierdie babietjie van my, as ek hom sien, dan dink ek aan smart. Dis wat hierdie verhaaltjie so interessant maak. Hierdie kind se naam herinner heelpad vir almal om hom, eintlik dat smart hom gaan tref, dat dit gaan sleg gaan. Sy naam sê eintlik dat daar gaan nie goeie dinge met hom gebeur nie. Sy naam klink, nie beteken nie, klink soos die woord smart. Eintlik sê sy naam, daar's niks goeds in die vooruitsig vir Jabes nie. Hy kan in sy lewe nie regtig iets verwag nie. Onthou mense se naam in die Bybel het mos nou alles gesê. Wat 'n hoop is daar vir Jabes? Dis die vraag. Is daar ooit hoop vir hierdie babatjie wat gebore is as sy naam smart is? Of as sy naam so smart klink? En dan kom ons by Jabes se gebed, die volgende versie. Dan bid hierdie Jabes, hierdie babatjie wat smart is. Jabes het tot die God van Israel aangeroep met die woorde en hy sê, stort u seën oor my, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming, weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het vir Jabes gegee wat hy gevra het. Vriende, Jabes vra vir die Here net hierdie 4 dinge. Hy vra, Here, seën my, brei my grondgebied uit, beskerm my en hou die smart weg van my. Nou, ons is nie seker hoe moet ons dit verstaan nie. Ek het hierdie week saam met professor Christo gesit wat hier in die gemeente is en Hebreëse dosent is en Ou Testament alles en ons het gesit en hy het die teks gekyk en goeters. En dit lyk eintlik asof daar moet staan, Here, wil u my nie inderdaad seën deur my grondgebied uit te brei, deur my te beskerm en deur my te bewaar van smart nie. Maar dit staan nie so in die Bybel nie, maar dis wat ons dink wat dit dalk moes beteken het. Nou dit wat Jabes vir die Here vra, bots in sy naam, né? Sy naam is smart en nou vra hy vir die Here, Here, sal u gee dat geen smart my sal tref nie. En dan staan daar, God gee vir Jabes wat hy gevra het. God verhoor sy gebed. En op die einde ten spyte daarvan dat sy naam eintlik sin speel op smart, tref geen smart hom nie. En die Here brei sy grondgebied uit en die Here beskerm hom. Nou is die groot vraag vir ons, hoe moet ons hierdie gebed van Jabes verstaan? Hoe verstaan ons dit vandag in die begin van 2026 hier in Onreserveer? Ek dink dit is belangrik dat ons vir mekaar sê dat die gebed van Jabes is neergeskryf in die boek Kronieke. Die boek Kronieke is geskryf deur die kronikus. Met ander woorde, daar was klomp skrywers na die ballingskap. Ons praat van hulle as die kroniste of die kronis. Hulle het die geskiedenis van Israel kom opskryf na die ballingskap. Hulle was in ballingskap gewees. Die volk Israel was vir 70 jaar in ballingskap gewees in Babylonië. En nou kom hulle terug. En as hulle nou terugkom, is alles verwoes. En nou skryf die kronieke skrywers, skryf nou eintlik die storie om vir hierdie Israeliete wat terugkom te sê, maar julle is nog steeds deel van hierdie volk van die Here. Julle is net so belangrik. Daarom al hierdie geslagregisters om vir hulle te sê dat as julle mooi kyk sal julle sien, julle pas in die Here se storie, né? Daai beloftes wat die Here aan Abraham gemaak het.
Want hierdie volk kom terug, hulle is moedeloos, né? Hulle het alles verloor. Hulle het nou vir 70 jaar in Babelonië gesit, alles verloor. Hulle het nie meer grond nie, hulle het nie huise nie, hulle het nie 'n tempel nie, hulle het nie 'n koning nie, hulle het niks van daai goeders nie. Hulle het letterlik niks nie. En vir die Jode van daai tyd was grond verskriklik belangrik. Grond was daai seëning van die Here. Dis dit wat die Here vir Abraham beloof het, jou eie land, jou eie stuk grond. Dis die teken dat die Here ons seën, ons 'n stuk grond. En op hierdie grond wat ons het, is dit so belangrik, dis hier waar ek die Here aanbid, dis hier waar ek saam met die Here loop, op hierdie stukkie grond van my. Hierdie grond is so verskriklik belangrik. Dis op hierdie stukkie grond wat ek die Here se seën beleef, deurdat hy my plantjies laat groei, en ek het koring, en ek het mielies, en alles op hierdie grond. Alles het vir die Jode van daai tyd gegaan oor hierdie stukkie grond. Nou kom hierdie ouens terug van ballingskap af, hulle het nie grond nie, hulle het niks meer nie. Hulle het alles verloor. En nou kom die kronikus, so tussen al hierdie geslagregisters en al hierdie goeters, nou al hierdie vervelige goeters, sit hy hierdie een klein verhaaltjie. En dis die verhaal van Jabes. En hy sê eintlik vir die volk, hy sê daar was 'n ou gewees, sy naam was Jabes, hy pas iewers in julle geslagregister in. En hierdie ou, eintlik moes alles wat sleg is met hom gebeur het. Want sy ma het selfs hom 'n naam gegee wat klink so sleg gaan, so smaad. Alles wat sleg is moes met hom gebeur het. Maar hierdie ou het gekom en hy het vir die Here gevra, Here, brei my grondgebied uit, seën my, beskerm my, hou smart weg. En die Here het dit vir hom gegee. En eintlik wat die kroniekeskrywer nou doen, die kroniekeskrywer sê nou eintlik vir die volk Israel, hy sê, as die Here dit vir Jabes gedoen het, dan kan hy dit mos vir julle doen. As die Here hierdie eenvoudige gebedjie van Jabes verhoor het, dan kan hy mos julle gebede verhoor. As die Here iemand wie se naam eintlik sê die slegte dinge gaan gebeur, as die Here ten spyte van daai naam van iemand vir hom goeie dinge kan doen, dan kan die Here mos vir julle ook goeie dinge doen, al was julle so vol sonde. Al het die Here vir julle eintlik oorgegee in die mag van die Babiloniërs. Al lyk dit asof julle lewe vorentoe is net lyding en smart. Julle het alles verloor. Kyk na Jabes se storie, die Here kan weer vir julle grond gee. Die Here kan op hierdie grond julle beskerm. Die Here kan op hierdie grond julle die smart en die lyding en alles weghou van julle. Eintlik wat die kronikus vir die volk sê, is hy sê, gaan terug na die Here toe, soos wat Jabes teruggegaan het na die Here toe. Gaan praat met die Here, gaan vra vir die Here wat op jou hart is. Vriende, wat leer ons in hierdie stukkie vanoggend? Die eerste ene wat ons, dink ek wat ons in hierdie gedeeltetjie kry, ons sien weer raak hoe God is. Vriende, God is 'n God wat goed is. Die Bybel oor en oor en oor is daar daai refrein in die Ou Testament wat sê, ek is die barmhartige God, ek is getrou, ek is lankmoedig, ek wil goed wees vir julle, ek wil vir julle voorspoed gee, ek wil nie teenspoed gee nie. Oor en oor in die Bybel kry ons hierdie dinge wat die Here sê, maar ek is 'n goeie God, ek wil hê julle moet aan my dink as 'n goeie God. Eksodus 34 staan dat terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, hy sê, ek die Here is die barmhartige en lankmoedige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Dis wat die Here in die begin van 'n nuwe jaar vir ons sê, hy sê, kry jou prentjie reg, ek is 'n lankmoedige God, barmhartige God, my liefde, my trou vir jou staan vas. 'n Tweede ding is dat ons in hierdie gedeelte raak sien, dat die Here eintlik wil hê ons moet vir hom vra. Hier kom 'n ou na die Here toe en sy naam sê eintlik alles wat sleg is gaan gebeur. En hier kom hy en hy sê, Here, ten spyte van wat my naam sê, moet dit nie laat gebeur nie. Vriende, ons kan ook na die Here toe gaan. En ons kan vir hom sê, Here, ten spyte van my storie en my prognose en alles wat so sleg lyk, Here, ten spyte van dit wil U my nie help nie. En in Jabes se verhaal sien ons hoe dat die Here kan help. Dat die Here kan ingryp as hy wil ingryp. Dat ek nie 'n slagoffer is van my storie nie, dat ek na die Here toe kan gaan. 'n Derde ding wat ons in hierdie verhaaltjie so duidelik sien, is dat die Here word nie beperk deur my naam of my afkoms of dit wat mense vir my gesê het nie. So baie keer dan dink ons eintlik dat my juffrou het vir my dit gesê, ag jy gaan nêrens kom nie, of iemand anders het dit gesê, of die dominee dit gesê, of iemand het dit gesê, of my ma het so gesê, my pa het so gesê. En dan dink ons baie keer dat hierdie goeters is nou amper soos vloeke op my. Daar's baie boeke oor al hierdie vloeke. En hierdie gedeelte wys vir ons sodat iemand na die Here toe kom en sê, Here, ten spyte van alles wat almal sê, kom doen U goed vir my. En dan doen die Here dit. Dan hoor die Here vir Jabes en die Here gee vir hom net wat goed is.
En dan 'n vierde ding wat ons hierin sien, is daai laaste reeltjie. As staan die Here het dit gedoen, dan sê ons as Nuwe Testament gelowiges, dan sê ons, dis net genade. As ek vandag vir die Here iets vra, is dit nie omdat ek die regte formule gehad het nie. Dis nie omdat ek mooi gebid het nie. Dis nie omdat ek die regte sinnetjies gesê het en myself reg bewoord het nie. Dis omdat die Here 'n God van genade is. Daar's niks anders nie. Die Here verhoor ons net uit sy groot genade. Op 'n bietjie dieper vlak, as ons net vir 'n oomblik wil dieper dink oor hierdie gedeelte. Wat beteken dit as die Here iemand seën? As ons hier in die begin van 'n nuwe jaar kom en ons sê, Here, kom seën ons. Wat beteken dit om deur die Here geseën te word? Beteken dit dat die Here gaan ons grondgebied uitbrei? Beteken dit dat ek wat 'n klein erfie in Tambali het, gaan dalk teen die einde van die jaar die buurman se erf ook hê? Is dit wat die Here vir ons sê in hierdie gebed, dat ons kan kom grond vra en hy gaan grond gee? Gaan die Here noodwendig in hierdie jaar al die smart van ons weghou? Gaan ons aan die einde van 2026 kom en sê, geen smart het ons getref nie? Dis nie wat die woord seën beteken nie. As ons die Bybel lees, dan sien ons dat die Here mense op verskillende maniere seën. In Jabes se geval het Jabes vir die Here iets spesifiek gevra, en uit genade uit het die Here dit vir hom gegee. Net uit genade gee die Here dit. Maar dit wat Jabes vir die Here gevra het, het nie almal in die Bybel gekry nie. Die Here seën nie almal op dieselfde manier nie. Ons lees dat Moses byvoorbeeld, wat hierdie naby vriend van God was, die enigste persoon in die Bybel waar daar staan, hy was God se vriend. Dan lees ons dat hy spandeer ten minste 40 jaar van sy lewe in die woestyn, saam met 'n volk wat ongehoorsaam was. Paulus, wat absoluut 'n geseënde van die Here was, wat die seën uitdeel in sy briewe. Paulus spandeer nagte op die oop see, lang tye in tronke, hy word stikkend geslaan. Seën in Paulus se lewe lyk anders as seën in Jabes se lewe. Seën is nie altyd iets wat jy kan sien nie. Seën is nie noodwendig 'n groter huis of 'n groter erf of iets met geld te doen of iets met rykdom te doen nie. Selfs nie is iets met gesondheid te doen nie. Seën gaan eintlik oor iets baie groter en baie dieper. Dis eintlik iets wat jy nie kan sien nie. Seën gaan daaroor dat daar's 2 huisraaie, 'n voorbeeld van net nou, daar kan hierdie mense in hierdie groot dubbelverdieping huis wees en hulle ervaar nie die seën van die Here nie. En langs hulle in 'n klein shack kan daar arme mense bly en hulle ervaar die Here se seën. Want die seën van die Here word nie gemeet in hoe groot is die huis of hoe groot is die kar of hoeveel onderskeidings of hoeveel siekte of gesondheid nie. God se seën lyk anders. Seën lê op 'n dieper vlak. Paulus skryf vir ons baie later en hy sê eintlik vir ons dat seën lê op die vlak van tevredenheid, van vergenoegdheid. Seën lê op die vlak dat ten spyte van wat in my lewe gebeur en ek kry en nie kry nie, dat ek in my hart 'n gevoel het dat ek is by die Here. Ek's veilig. Die Here is goed vir my. Ek het in hierdie gemeente en in die vorige gemeente soveel ongelooflike stories gehoor van mense wat besig is om te sterf en wat sê die Here is so goed vir my. Ek het die afgelope week weer beleef toe ek by lidmate kuier wat 'n slegte prognose het en wat sê, dominee, die Here is so goed vir ons. Want seën word nie gemeet in die jare wat jy leef nie, dit is ook seën. Maar mens kan kort leef en 'n geseënde lewe hê. Ek kan min hê en 'n geseënde lewe hê. Ek kan die minste onderskeidings hê van al die kinders en 'n geseënde lewe hê. Want seën word nie gemeet daarin nie. Seën het iets te doen met die regte verhouding met God. Dit beteken dat maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, ek het hierdie onsaglike troos. Die Here is hier by my. Ek is veilig, ek is by hom, hy is by my. Aan die begin van 'n nuwe jaar kom vra ons vir die Here sy seën. Dalk seën hy onder se vuur hierdie jaar met baie nuwe mense. Dalk groei ons gemeente in getalle. Ons wens dit gebeur, ons bid daarvoor. Dalk seën die Here vir ons met 'n goeie inkomste. Dit sal wonderlik wees. Die Here het dit in die verlede so dikwels gedoen. Dalk seën die Here ons met baie vrywilligers. Dalk seën hy ons met besondere geestelike ervarings in die jaar. Dalk seën die Here ons met 'n groter grondgebied figuurlik. Dis waarvoor ons van hom vra aan die begin van die jaar. Maar net dalk seën die Here ons met iets anders. Dalk seën hy ons sommer net met 'n stuk tevredenheid ten spyte daarvan dat ons dalk minder geld het. Dalk seën hy ons sommer net met 'n vergenoegdheid en 'n gevoel van ons is gelukkig met dit wat die Here vir ons gee.
Dalk seën die Here ons met 'n ontsaglike vrede in hierdie jaar. En so mate dat mense hiernatoe kom en sê, maar ons wil hierdie vrede ervaar wat julle ervaar. Dalk seën die Here ons met vreugde, met die ongelooflikste koinonia tussen die groepe. Dalk seën die Here ons hierdie jaar met bekerings en oorgawes en nie met geld nie. Dalk seën die Here ons met doodgewone lewe naby God. Vriende, my gebed is dat die Here ons sal seën met dit wat hy wil doen. En soos Jabes wil mense 'n dubbelpunt sit en sê, Here seën my deur my kind gesond te maak. Here seën my deur vir my 'n werk te gee. En Jabes se verhaaltjie leer vir my ek kan dit doen. Ek kan vir die Here vra. Here, dit sal vir my die wonderlikste seën wees as U hierdie spesifieke ding vir my wil gee. Maar dalk seën die Here my heeltemal op 'n ander manier. Dalk seën hy my met iets baie groter as wat ek vandag kan verwag. Kom ons sit net so en ons luister vir 1,5 minuut na 'n stukkie wat Louis Brits sing. Terwyl ons hier in aanbidding by die Here kuier, kom ons vra hom om ons te seën, om ons lewens te seën, in die woorde van die gebed van Jabes. Seën my ryklik, seën my daadwerklik, vermeerder my grondgebied, hou U hand oor my, laat my geen pyn veroorsaak nie, o Heer, seën my, in pyn is ek gebore, Jabes genoem, en deur my naam vir ewig, tot smarte gedoen, maar hoor my hart, as ek eenvoudig vra, seën my ryklik, seën my daadwerklik, vermeerder my grondgebied, hou U hand oor my, laat my geen pyn veroorsaak nie, o Heer, seën my. Here, baie dankie dat ons vandag sommer hierdie mooi kort verhaaltjie kan lees. En vandag weer hoor dat ons vir U kan vra wat ons wil vra en dat U ons sal seën met dit wat U ons mee wil seën. Ons wil vra, seën ons in hierdie jaar, seën onder as 'n viergemeente, seën elke lidmaat, seën my kollegas, seën ons wat bedien in die gemeente, seën elke vrywilliger, seën elke leier, seën die kerkraad, seën die bestuur, seën elke bediening. Here, seën die vergaderings wat ons hou, seën Tientreks, seën die rooi trein, seën elkeen van ons in die groot genade in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan vandag afsluit met ons gaan die seën nie praat nie, ons gaan dit sing. Toe ek in die gemeente gekom het, is daar in die onderrusbundel is daar 'n gebed van Jabes lied en ek het hom nou maar eers gisterand geleer weil is en maar in geval sy het op my gestuur dat ek hom kan leer. Maar dit is so 'n mooi lied en ons gaan hierdie mooi gebed sing, die gebed van Jabes. Miskien is dit party van julle nie, maar die woorde is so mooi en die wysie is so maklik. Ons gaan staan en dan gaan ons dit sing. Direk as ons dit klaar gesing het, dan gaan ons in plaas daarvan dat ek 'n seëngebed doen, gaan ons die seën op ons land afsing. Ons gaan vra, sê ons seën ons Here God, seën Afrika. Laat hierdie land en in hierdie brandetyd, hierdie land se klag tot in die hemel reik. En direk daarna gaan ons sluit met daai lied wat sê die Here seën en beskerm jou, waar ons mekaar seën en die seën vir mekaar ook uitdeel. Kom ons staan.